Broers en susters, dis baie belangrik dat ons land se vakansiedae evalueer gesien deur die Bybel. Ons moet weet of ons vakansiedae rym met ons Christelike dogma, ons Christelike leer, ons Christelike godsdiens. Is elke vakansiedag in ons land 'n dag wat ons Christelik kan verdedig, al dan nie. Daar is al boeke geskryf, baie boeke, oor menseregte en ook of menseregte Christelik verdedigbaar is. Daar word uit baie oorde saamgestem dat menseregte ontstaan uit die Bybel en die Bybelse tradisie en die Bybelse leringe. Dis waar dit ontstaan is en oorgespoel het. Maar is menseregte vandag almal versoenbaar met die Bybel? Om hierdie antwoord uit te kom, moet ons eers 'n behoorlike vat kry aan die vraag, wat is menseregte? 'n Google soektog het my gou uitgebring by 'n maklike definisie. Menseregte is die inherente, universele en onvervreembare regte. Inherent deel van jou. Dit kan nie los van jou nie, dis deel van jou. Onlosmaakbaar. Universeel, wêreldwyd, onvervreembaar. Niemand kan dit in 'n slegte lig stel nie. Dis regte wat aan elke individu behoort. Maak nie saak aan watter ras, geslag, nasionaliteit of godsdiens elke individu aanbehoort nie. En hierdie menseregte stel sekere standaarde wat beskerm word deur landswette sowel as internasionale wette. Die menseregte sluit in burgerlike regte, politieke regte, ekonomiese regte, sosiale regte en kulturele regte. Burgerregte en politieke regte, byvoorbeeld die reg tot lewe, die reg tot die vryheid van spraak, vryheid van samekoms en vryheid van godsdiens en die reg tot 'n gratise verhoor, maar om 'n paar te noem. Ekonomiese, sosiale en kulturele menseregte, die reg tot onderwys, die reg tot 'n werk, die reg tot gesondheid, die reg tot 'n standaard lewe wat noodsaaklik is vir elke persoon se gesondheid en welsyn. Met ander woorde, menseregte is absolute regte, opperregte, dit heers oor alle ander regte. En in Suid-Afrika is ons menseregte vervat in die handves van regte van die grondwet. Geen burger in ons land is onaangeraak, my broers en susters, deur menseregte nie. Ons almal word daardeur geraak. Ek dink meer as wat ons besef. Onder andere bepaal dit die grense van wat aanvaarbaar is en nie aanvaarbaar is ten opsigte wat jy vir iemand anders sê nie. Met ander woorde, ons menseregte bepaal wat ons kan sê en wat ons nie kan sê vir ander mense nie. Alhoewel jy die vryheid van spraak het, is daardie spraak dus nie absoluut nie. Hoe het menseregte ontstaan? Uit die FSA ontstaan destyds met die Amerikaanse grondwet wat opgestel is deur Christene. En daarom vind ons in die Amerikaanse grondwet se verklaring van onafhanklikheid woorde wat die volgende sê. Eerstens dat alle mense gelyk geskape is en tweedens dat hulle bekroon is met sekere onvervreembare regte. En hierdie woorde bring vir ons duidelik terug na Genesis 1 vers 27. God het die mens geskape, geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. Met ander woorde, dit is die basis van menseregte in die opsig dat mense is gelyk. As almal geskape is na die beeld van Jesus, met ander woorde die beeld van Jesus, ons lyk soos hy. Dis nou deesdae die mode om te sê nee, ons kan nie soos die Here lyk nie. Broers, ons gaan lees die eerste paar hoofstukke van die Openbaring boek. Daar vind ons dat Johannes in 'n visioen die Here in die hemel sien. En hy beskryf vir Jesus kop, bolyf, arms, 'n gordel om sy lyf, bene en voete. Ons is gemaak na die beeld, ons is gemaak om soos Jesus te lyk. Hoekom? Sodat ons makliker met hom in verhouding kan hê. Dis al klaar so moeilik vir enige mens om 'n verhouding te hê met iets of iemand wat jy nie sien nie. Daarom het die Here ons gemaak, so wanneer ons tot hom bid, dit vir ons maklik is, want daar is 'n God wat soos ek lyk.
Hy het ons gemaak na sy beeld, en omdat almal gemaak is na die beeld van God, is almal kosbaar, spesiaal en gelyk. Almal gelyk. Alhoewel Paulus slawerny in 'n positiewe lig gestel het in die Bybel, het die Christenkerk na die 4de eeu begin wegbeweeg van slawerny wat afbreek gedoen het aan die beeld van die Here in mense. Die vroeë Amerikaanse geskiedenis was juis die stryd om 'n einde te maak aan slawerny. Omrede mense in die beeld van God gemaak is, kan jy nie soos 'n slaaf behandel word nie, want daar's daar nie gelykheid nie. Daar's daar ongelykheid. Jesus se woorde in die Nuwe Testament beklemtoon juis Christene se respek vir, vergifnis vir of van en liefde en omgee van ander. Die Bybel het deur die eeue meer en meer volkere, sosiale norme en wette beïnvloed. Sosiale norme, die reëls wat geld in ons kontak en gesprek en omgang met mekaar. En so, broer en suster, het die Bybel baie nasies en lande en mense geïnspireer tot die daarstelling van menseregte. En daarom is menseregte vandag internasionaal. Maar ons moderne era het menseregte besoedel gemaak weens mense se sondige natuur. Volkere in hulle regerings het die afgelope paar honderd jaar, broer en suster, algaande onchristelik en nie christelik geword. En met die geweldige toename in hierdie volkere van regerings wat onchristelik en nie christelik is, het ons gevind is menseregte vertolk onchristelik en nie christelik verdedigbaar. Dit het gebeur omdat mense wat nie Christene is nie, hulle sondige gedrag wil beskerm en dit wil behou. Kom ek gee vir julle een voorbeeld. Die mensereg van liggaamlike autonomie. Dit sê maar net ek is baas oor my lyf. En daardie reg is al deur miljoene vroue, veral in Amerika, gebruik om te sê hulle het 'n reg om hulle ongebore baba te aborteer. Eksodus 20 vers 13, jy mag nie moord pleeg nie. Die baba wat nie gebore is nie, is 'n mens in wording. Abortus is moord. En nou gebruik soveel mense die mensereg van liggaamlike autonomie om te sê ek het die reg om 'n baba te aborteer. Hier vind ons dus, broer en suster, waar daardie mensereg en die vertolking van daardie mensereg direk in botsing is met die Christelike godsdiens, die Christelike leer met wat die Bybel ons leer. En daar is ander voorbeelde. Ek gaan nie daarby stil staan nie, waar vandag se vertolking van menseregte bots, lynreg bots met die Bybelse verklaring. Menseregte help egter vir Christene om Christelik op te tree teenoor nie-Christene. Menseregte herinner alle Christene dat ons nie teen mense wat nie Christene is nie, dat ons nie teen hulle kan diskrimineer nie, of hulle nou behoort aan 'n ander godsdiens of nie. Die Bybel doen juis 'n beroep op ons om te bid vir almal wat nie Christene is nie, en dat dit daar sal stop, dat ons Christelik altyd sal optree teenoor diegene wat nie Christene is nie. Die Bybelse verklaring dat Jesus die enigste weg en die waarheid en die lewe is, beteken dus nie dat Christene ander mense se godsdienstvryheid aantas of inperk of beperk nie. Ons het bloot die reg soos enige ander gelowige van enige ander godsdiens om te verkondig wat ons glo, net soos hulle die reg het om te verkondig waarin hulle glo. En dit bring ons terug by Menseregte Dag, wat sopas Vrydag plaasgevind het. Vier Christene Menseregte Dag, vier Christene alle vakansiedae. Broers en susters, ons vier alles wat in ooreenstemming is, wat ruim verdedigbaar is met die Bybelse verklaringe. Maar ons vier beslis nie al wat 'n mensereg is nie. Ons vier beslis nie vandag se vertolkings deur die bank van menseregte nie.
100, 200 jaar gelede, broers en susters, was dit nie die geval nie. Dit is nuwe vertolkings van menseregte wat Bybels verdedigbaar is, maar die vertolkings daarvan het eenvoudig niks anders as boos geword. Niks anders as mense wat hulle sondige gedrag wil verskans, beskerm, behou. Slegs menseregte wat ooreenstem met die Christelike geloof. Dit vier ons. Amen. Hemelse Vader, dankie Here dat U Bybel, U woord vir ons soveel regte gee. Hope en hope en hope Christenregte. Maar het ons sal onthou in hierdie tyd waar die vertolking van menseregte wat lank gelede gevier sou geword het deur Christene, vandag verval het deur die bose en Christelike en duiwelse vertolking van mense wat nie Christene is nie. Dankie dat ons die reg het om hulle te vergewe. Dankie dat ons die reg het om nooit teen hulle te diskrimineer nie. Dankie dat ons die reg het om vir hulle te bid en in te tree. Ons vra dat U vir ons sal seën in die week wat kom. En ons vra dit in Jesus se naam. Amen.